Gek oor haar eie Afrika onder episode 65. Hy het uiteindelik 'n heel skaflike nagrus gehad. Onder omstandighede besluit Sergio toe hy Saterdagoggend heel wat later as gewoonlik wakker word. 'n Nag waarin hy snaakse visioene en vreemde nagmerries gekry het. As hy daardie tipe was en die perfekte moord wou pleeg, kon hy seker iewers in die nag uitgeglip het om Diego se nek om te draai, net bokant sy stuitjie, of om sy stertjie, wortel en tak uit te pluk. Nou is hy ongelukkig nie die soort wat moord kan pleeg nie. Nie sommer nie, en hy moet seker dankbaar wees daaroor, want gisterand was dit naby. Maar hy was reg oor die man, om nie van die klont te hou nie. Die man is nie 'n eend van hulle dam nie. Hy is 'n makou van Piggyland. Diego da Gama is nie werd om sy swaar genoem te word nie. Moet dit nou juist die stik gemors se klein ding wees, wat sy pragtige kleinsus dra? En om te dink hy het geglo, dat iets soos 'n visvang uitstappie, waarvan hulle glo albei hou, hulle twee nader aan mekaar sou bring, sou help om die man te verstaan. Toe ontmasker dit hom. Nou sal hy nooit weer na sy swaardse gesig kan kyk, sonder om daardie morsige toneel in sy gedagtes te sien nie. Sergio rol op sy gesig om. Hy herleef die dag van gister weer, van die oomblik wat hulle hier weggery het. Heel opgewonde en lus om te gaan visvang. Hulle het eers by die drankwinkel aangegaan en 'n paar pakke bier gekoop. Daarna het hulle na die plek toe gegaan van waar hulle op die skuit geklim het. Hy is voorgestel as Diego se swaar. En dit was lekker om slag sommer net een van die manne te wees, toe hulle in die diepwaters anker gooi, van waar hulle kon lyn nat maak. Die skipper het 'n baie goeie plek gekies. Die vis was volop en hulle het gebyt. Van die ouens het naar geword van die rol en maal van die water. Maar Sergio weet dat hy seevoete van sy Portugese voorvaders geërf het. Hy en Diego dan waarskynlik albei, want naderhand was dit net hulle 2 en 3 van die geharde vissermanne, wat nog elkeen met 'n stok besig was. Teen 4 uur het die gewoonlik kalm waters van die Indiese Oseaan in hierdie omgewing onstuimig begin raak, en toe wys die skipper vir hulle die onweerswolke en donderweer, wat met rasse skrede na hulle toe aangerol het. Tyd om op te pak en land toe te gaan. Ongeveer 1 kilometer van die land af was hulle al nat. Voor die tyd het die leier van die groep visse begin deel, en hulle het sommer so in die ry binnegoed uitgehaal en dit geskraap en teruggegooi in die water. Hulle het die visse in hulle sakke gesit, want tyd verslag en behoorlik skoonmaak gaan daar nie in barra wees voordat die reën hulle tref nie. Sergio en Diego het die bakkie net gemaak met hulle koelsak en die plastieksakke met hulle vis, wat hulle in die vrieskap agterop gesit het. En toe beduie die ou wat langs hulle geparkeer staan. Hulle moet aanstap. Dit lyk asof daar 'n lekker party aan die gang is in een van daardie oulike kuierplekke. So kom saam. En nie dat hulle daar wou gate crash nie. Dit het net gesellig gelyk en hulle het aanvanklik een kant gaan sit. Hulle weet hulle kan nie ry as jy nie verder as 1 meter in die pad voor jou kan sien nie, want as jy die pad misry, sit jy of sink jy. Dat die man nie nodig gehad om hulle arm te hard te draai met woorde soos 'n lekker warm koppie koffie en 'n glas ram en rooies nie. Vriend, Sergio en Diego het elkeen vir 'n ronde drankies betaal, waarna hulle veronderstel was om te ry. Maar teen 8 uur reën dit mos harder, en elkeen kry weer 'n kans om 'n ronde te koop.
in soveel harmonie, dat Sergio dit sowaar amper reg gekry het om vir Swernoot se swaar te begin like. Fliksem, Flokker se kartoffel en patatfriet se vredesversteurder. Noem Sergio hom weer by al die name wat hy iemand wat regtig persone non grata is beskryf. En sy stikkende lip wil sommer skeef trek van al die F's wat hy so saggies fluister. Hy vat aan die seerplek waar Lia vir hom gepluister het, met 'n pleister en salf, en hy sien dat die pleister weg is. Hy het hom afgeslaap. Dit sit nou in sy hare, kom hy agter toe hy in die badkamer spieël gaan stap vir nadere inspeksie. Hy trek dit uit en voeter dit in die asblik. Sy oog is ook nogal sensitief, gekreus en stikkend op die oogbank. So lyk die eerste tekens van 'n shiner wat dalk aan die kom is. Te laat om nou probeer om het te red met ys. Die ding gaan vir niks terugstaan na dese nie. Hy gaan sy rooi, blou, pers, groen en geel pad hier op Sergio se gesig stap. Wat hom laat wonder hoe Diego vanoggend daar uitsien. Hy hoop die vent het nog al sy tande, want hy sweer hy onthou 'n bloedbek en 'n sny oor die man se neus. Want sien, hulle was nie in 'n nice oudtydse kroeggeveg betrokke nie. Nee, hierdie was 'n Sergio versus Diego geveg. Een wat dalk al 'n tyd lank aan die broei was. Hulle het mekaar gepluister. En die rede? Soos die duiwel dit wou hê, het hy en Diego en daardie gawe ander visvang chommy van Swaar gisterand by 'n ou se ietwat rowwe bachelorspartytjie ingestap. Maar aangesien hulle mos weet hoe om hulle self in bedwang te hou, het hulle plek by die kroegtoonbank gekies, eenkant, weg van daardie ander luide en wilde groep. Na 'n hele paar drankies, om die weer uit te wag, het Diego en hy en vriend besluit dit is nou tyd om te gaan. Net na 8, want dit het soort van opgehou reën daarna, en as hulle die bakkie se ligte kan vertrou en Swaar nie insink nie, sal hulle die see misry en langs 'n ander pad by die huis kan kom. Maar dit was toe ook die oomblik toe 'n paar eksotiese danseresse daar instap, ook so bietjie teruggehou deur die harde reën blykbaar. Dansers wat as vermaak vir die bruidegom en sy groep gereël is, waarvoor hulle betaal het, wat nie net kom dans het nie. Sergio dog al wat hy voorhoef te keer is dat hulle sy beursie steel, toe 3 dames hom vasvat en aan sy gordel en rits van sy denim begin pluk. Aan sy linkerkant was Diego in presies dieselfde moeilikheid. Behalwe dat die Swaar nie van plan was om te keer vir sy paaltjie nie. Hy het gedink dit is sy gelukkige aand, en toe het hy dit vir hulle aangebied, terwyl sy hande oral oor die vroue daar by hom was. Die man was heeltemal buite beheer. Effens getrek of heeltemal beskonke. Dit was beslis nie hoe Sergio wou sien hoe sy suster se man en die pa van haar ongebore baba in die openbaar optree nie. Selfs die ander ou, daai vriend van hom, het geskok na Diego gekyk en toe het hy homself uit die voete gaan staan en maak. Sergio het vir Swaar aan die armbeet gekry en gesê, "Kom jong, ons moet by die huis kom." En wat doen die idioot? Hy draai om en neek hom met die vuis in die gesig, links op die mond en regs op die oog. En toe Sergio wegduins en omdraai, skree hy op hom om te ontspan en saam met hom hierdie groot oomblik te geniet. Te vat wat hy kan kry, want dit wat daar met hulle aan die gebeur het, is nie iets wat elke dag jou pad kruis nie. Wees bly man, gaan vlieg man. Sergio kon die bloed in sy mond proe, maar hy het net geweet, as hy vir Swaar terugneek, dit nie goed gaan wees nie.
Hy het sy hand uitgesteek en gesê, reg, doen wat jy wil, maar ek gaan huis toe. Ek het 'n meisie wat daar vir my wag, en die vis moet in 'n vrieskas by die huis ook kom. Gee vir my die sleutel van jou bakkie, en bel my wanneer jy klaar is met jou vieslike vermaak, dan sal ek jou kom haal. Nee, ek gaan nie vir jou my bakkie se sleutels gee nie, het Diego uitgeroep. Nou foes ek dan, ek loop huis toe. Sergio het nog nie eers 100 meter in die sandpad afgelê nie. Toe kom Diego van agteraf. Sergio beweeg na die kant van die sandpad en wag dat Diego met die bakkie langs hom moet kom stop, sodat hy kan inklim en hulle huis toe kan ry. Maar wat doen die wetter? Hy trap die pedaal en versnel, en toe kom hy vir Sergio. Aanvanklik wou hy nie sy oë glo nie, maar uiteindelik moes dit tot hom deurdring. Diego gaan hom met sy bakkie omry, moer toe ry. Op die laaste oomblik duik hy tussen die bosse in, en Diego verlaat die pad en beland in die sanderige plek waar hy toe vasgeval het. Dit is waar Sergio besluit het. Aanval is die beste manier van verdediging. Gaan trek hom agter die stuurwiel uit en gee hom 'n opstopper, voordat hy dalk nog 'n pistool of 'n revolver ook op hom staan en trek. As hy hom in sy dronkenskap wou omry, sal hy hom beslis kan plat skiet ook. Hy was lus om die man se gelaatstrekke vir hom te verander, toe hy die eerste 2 houe op hom plant. Toe sien hy neusbloei, mondbloei. Toe besluit hy, nee wag Sergio, jy is sterk, net nou is jy die een wat reg staan op manslag as jy die bliksem doodslaan. Vind eerder uit wat die man se wrok is en praat met hom. Hy het hom aan die kraag opgetel en een kant toe gesmyt. En daar lê die ding toe en snaakse geluide maak. Dit is snikke. Diego het gelê en huil soos 'n klein dogtertjie. Nou wat nou? Sergio het sy bene aan weerskante van die man se lyf gaan plant en hom opgehuis, waarna Diego begin smeek en pleit het dat jy net bloed sien spat. Sergio, ek is so jammer dat ek met die bakkie op jou afgejaag het. Afgejaag? Jy wil my doodry, jou onnosel imbesiel, toe het hy hom gelos. En Diego is weer grond toe, waar hy sy hande beskermend oor sy gesig gehou het. Bloed en sand. Vir wat? Verwag hy 'n donkieskop? Nee wat, Sergio wou nie sy hande of voete verder met die stuk gemors vuil maak nie. Ek weet, en ek is jammer swaar. Sergio, al wat ek op hierdie oomblik kon dink was dat Sylvia sy goeie broer nou op pad is om vir sy sussie, my swanger vrou, te gaan vertel dat haar man pas 'n blou job van 'n hoer gekry het en dat hy so plakkerig soos 'n vlieg oor haar was. En weet jy wat sal sy doen? Sergio, sy sal my los en ek kan dit nie verdra om haar te verloor oor iets so eenvoudig soos hierdie nie. Flippin hell, dit is nie eenvoudig nie, Diego. Jy het my suster verneuk met 'n stuk gemors, sommer net so maklik. En toe is jou enigste oplossing om die saak toe te smeer en te probeer om my te vermoor. Weet jy wat is jy? Jy's 'n barbaarse idioot. Hoe kan ek ooit weet dat my suster en my ouers veilig is met iemand soos jy in die omtrek? Daardie gedagte het Sergio se hande weer krampagtig laat saamtrek. Hy was nie net kwaad nie, hy was verskriklik bekommerd oor hoe die man opgetree het. Wat gebeur as Diego homself op 'n ander geleentheid te buite gaan, wanneer Sylvia en die babietjie by hom is? Wat as hy so buite beheer raak, dat hy hulle seer maak, of selfs doodmaak? Sergio moet my asseblief nie weer slaan nie. Ek weet jy's 'n swart gordel karate en kung fu en kickbox ou. Ek weet as jy besigheid bedoel,
het Diego gepleit. Ja, hy kon Diego seker op hy oomblik doodmaak met sy kaal hande, maar hy sal nie. In plaas daarvan het hy liewer omgedraai en met lang tree begin wegstap, terug in die rigting van die huis. En dit was toe dat Diego agter hom aangehardloop het en begin smeek het. Sergio, wat gaan jy oor dit alles doen? Moet asseblief nie my huwelik verwoes nie. Sylvia en jou gesin is die enigste bietjie stabiliteit wat ek ooit in my lewe gehad het. Onthou nou weer, ek is 'n weeskind. Ek weet nie eens waar my ouers is en of hulle nog leef nie. Regtig? Iets in Sergio wou begin sag raak, veral toe Diego uitroep. Dit was die eerste keer, dit sal nooit weer gebeur nie. Jy kan vir enige iemand wat my ken vra, gewoonlik weet ek hoe om myself te gedra. Nou wat het vanaand verkeerd gegaan? As jou laagie vernis so dun is, wat gaan keer dat dieselfde ding nie môre of oormôre weer gebeur nie? Ek sal nie, ek beloof Sergio, en ek kan nie vir Sylvia verloor nie. Ek sal volgende keer my kop gebruik, en daar het sy voete aan mekaar vasgehaak, en toe vreet Diego weer sandpad. Sergio het hom net minagtend aangekyk, en voortgestap. Hy kon al sy ouers se lodge in die verte sien, toe hy agterkom dat Diego nie meer agter hom aangestrompel kom nie. Van Diego was daar nie meer 'n teken nie. Dit was toe dat Sergio die selfoon uitgehaal het om hom te bel. En toe sien hy dat daar soveel oproepe van almal van die huis af was, dit ook nog. Hy het net besef, hy beter die verpesting kry en sorg dat hulle in relatiewe vrede by die huis kom. Hy het omgedraai en teruggestap en vir Diego gekry. Die man was op, gedaan en alweer in trane toe by hom kom, waarna blou ligte uit 'n ander rigting op hulle afgepyl het. Die polisie. Hulle is gesoekte manne. Die familie soek hulle al in die lijkshuis, jy weet. Klim, dan gaan drop hulle julle 2 gomtorre daar by die Martinez Lodge. In die ry het Sergio sy pa gebel. Verduidelik dat hulle 'n bietjie teespoed op die pad gehad het en toe moes stap en die polisie hulle gekry het. Hulle kom, so dankie dat pa die polisie gebel het. En met die uitkomslag daar bo by die pad het hy Diego eers weer gestop en vir hom gesê, "Oké, Diego, hier's die deal. Ek beloof ek sal nie vir Sylvia vertel wat vanaand gebeur het nie. Nie oor jou en die dames daar nie, of die feit dat jy my probeer omry het nie. Maar laat ek jou nog iets beloof. As daar ooit iets met my sussie Sylvia gebeur, of met die babietjie wat sy dra, of met die kind na sy of haar geboorte, sal ek jou persoonlik daarvoor verantwoordelik hou. Ek sal jou verflenter. Verstaan ons mekaar?" Hy kan homself nie so ver kry om weer die woord doodmaak te gebruik nie. Dit was net te hard. Maar Diego sou dit waarskynlik in sy oë kon sien as hy mooi na hom gekyk het en as dit nie so 'n donker nag was nie. Hy sal die man vrek maak as hy net aan sy familie raak. Diego se stem was dun en rou toe hy uitroep, "Ek beloof Sergio en ek beloof jou ook, ek is so jammer." Wel, jy gaan nooit my familie skade berokken nie. Nie my pa, my ma, my sussie of enigiemand anders nie. Ek sal jou kry, Diego. Maak nie saak waar jy gaan wegkruip nie. Verflaksman Diego, 'n ware man is veronderstel om diegene vir wie hy lief is, met sy hele lewe te beskerm, alles wat hy in hom het. En toe wil hy sommer self huil van magteloosheid. Hy wou nie die kant van Diego sien en dit beleef nie. Ek weet, Sergio, en dit is ook gewoonlik voel, teenoor jou ma en pa ook, ek is lief vir hulle man. Dit was regtig die eerste keer in my lewe dat ek so beheer verloor het, en toe was ek bang oor wat jy gaan doen.
Ek sal nooit weer so erg drink nie, het Diego beloof. Dit was die enigste rede hoekom hulle uiteindelik by die huis aangekom het in 'n waas en skyn van vrede. En nou is dit Saterdagoggend. Sergio stort gou weer. Hy ruik steeds nie vir homself lekker nie. Maar dit is hoe ram werk. Dit is 'n reuk wat van binne uit jou lyf slaan. Hy gaan vir 'n dag of 2 nie lekker ruik nie. Arme Lia, en sy moes die nag daar saam met hom in die woonstel deurbring. Seker die dat sy voor sononder al daar uit is. Hy wil haar ook vind en hy wil weet hoe sy voel. En hy's honger. Dalk is daar iets te ete in die kombuis. Met die uitstap sien hy dat Diego, die barbaar, sy tent darm intussen opgeslaan en verwyder is. Hy stap teen die trappe op en kom op 'n vreeslike gewerskaf op die dek af. Die eerste persoon wat na hom toe aankom is sy sussie, Sylvia. Sy vertel vir hom dat hulle later vanmiddag ongeveer 40 gaste vir 'n privaat trouonthaal gaan ontvang en hulle personeel is min. Almal spring in en help. Dis onverwags, maar hulle is nie ondankbaar nie, want die kompetisie tussen die lodges hier rond is groot. En van kompetisie gepraat, het Lia vir hom gesê dat sy 'n winkeltjie gekry het wat haar skepings gaan verkoop. Nee, hulle het nog nie regtig gepraat nie, maar dit is wonderlik. Hy sal haar nou gaan gelukwens. Hy vra, het jy en Diego al vrede gemaak? Natuurlik, wat laat jy dink dat ons kwaad was vir mekaar? Net gewonder. Sergio kyk na waar Diego nou besig is om die kontantkroeg se yskas vol te maak. Hy het ook al die musiek en luidsprekergedoente opgestel en is so bedeesd soos 'n bil aan 'n neusring wanneer hy 'n hand optel om Sergio se teenwoordigheid te erken. Sergio groet terug en gee hom 'n lang en vermaandende kyk voordat hy vir Sylvia vra, nou waar is Lia? Ek hoop nie sy hardloop te veel rond nie. Sy moet eers gesond word. Lia's in die waskamer. Sy het aangebied om die blomme te doen, sommer so 'n klomp goed wat sy in die tuin gaan sny het. Mens kan sien sy is 'n kunstenares. Ek was verstom oor alles wat sy laat aandra het soontoe. Solank sy net nie self swaar goed dra nie. Nee, pa, die tuinman wat Saterdag kom gras sny en die plante groei so bietjie kom tem, aangesê om al agter haar aan te loop. Hy het ook vir haar gaan wys waar sy 'n klompie agapanthus en ander mooi blomme kon oes. En dit is waar Sergio haar vind, in haar helder batikrok, wat van geel na oranje na diep rooi loop. Sy lyk mooi genoeg vir hom om op te vreet. Daarom stap hy nader en soen haar liggies op die mond. Versigtig om nie sy ramasem in haar gesig te blaas nie. Geluk met jou eerste verkope en deurbraak by 'n winkel. Ek moet vir jou pa dankie sê, hy het die plek vir my gaan wys. Môre leeuman, het jy lekker geslaap? Sy glimlag vir hom, staan op haar tone en vra vir nog 'n swentjie. Hemel, hierdie vroumensie doen sy hart so goed. Dit voel asof sy aardbol weer in die regte rigting begin draai. Asof die simpel voetjies wat maak dat dit donker en reënerig is, vanaand die mooiste silwerrandjies kan ontwikkel en asof die son spesiaal vanoggend vir hulle twee opgekom het. Ten minste hou hulle twee van mekaar. Verskriklik baie, want daar maak sy hart sulke snaakse knoopbewegings in sy borskas en dit voel goed. Hy stap uit om vir sy pa te gaan help met die nommer 20 pot, wat vanaand gaan sorg vir 'n lang beesvleisbrede. En die vuur langsaan, waarop die seekos gaar gemaak gaan word, op 'n wye, vleklose staalplaat, waarmee hy self sal help. Lia en haar handlanger kom pak blomme in glaspotte op die tafels by die buffet, langs die kontantkroeg en sommer daar by die trappe, wat na onder afloop, is 'n groot rangskikking, waar die troupaar en die gaste van die strand af sal aankom, sodra die seremonie langs die see volbring is,
gaan hulle die blomme van ver af sien. Vir 'n mooier onthaal kan hulle beslis nie vra nie. Hierdie is 'n baie goeie plaasvervanger vir die een wat blykbaar gisteraand op nommer 99 in hulle gesigte opgeblaas het. Ongelooflik dat 'n lodge-eienaar hulle so in die steek kon laat. Gelukkig dat Paradys by die see beskikbaar was en die ook nie vol bespreek is vir vandag nie. Hulle is op pad, roep Sergio se pa uit om almal te waarsku. Die prosessie kom van die strand af, klim teen die trappies daaronder op en stap oor die lang grasperk terras. Oomblikke later is hulle by die trappe wat van onder af oploop na die groot onthaalstoep, waar almal nou staan en asem ophou. Mag die benoude spronge en noodpogings om 'n mooi onthaal te maak suksesvol wees vir hierdie paartjie. Sergio gaan staan langs sy pa. Hy bekyk die mense wat aankom, maar daar is iets eienaardig, bekend aan die bruidegom en sy windgat beste mannetjies. Hoe nader hulle kom, hoe bekender lyk die spul daaronder. En Sergio wonder verstom. Wat is die kans? Die een uit 'n miljoen kans dat dit die manne van gisteraand se bachelorspartytjie is. En toe hulle die trappe bestyg en die dekstoep betree, steek die tweede in bevel beste mannetjie vas en sien Diego daar by die musieksentrum staan. Daar wat Diego die trompet trou mars aan die gang gesit het. En nou lyk asof hy die hoofblaser in die orkes is. Totaal niks vermoedend. Sergio kyk weer terug na die ouens wat nou een na die ander op die dek uitstap en daar vassteek. Hy sien hoe die gesigte val en begin broei, wat hom daardie nare gevoel laat kry, dat gisteraand se moeilikheid nog glad nie verby is nie. Word vervolg.